Lara se opwindende seevakansie. Dis vakansietyd en almal is opgewonde. Sand, see, son en klomp speel is wat vir Lara voorlê. Hulle gaan by haar ouma kuier by die see. Haar ouma en oupa het 'n groot strandhuis. Tot Buks die hond is opgewonde. Almal is besig om te pak. Lara pak haar strandsak met emmertjie en grafie. Haar boetie pak sy rooi bal in. Haar baba Sissie pak haar gunsteling beertjie in. En Buks sit met sy speeltou in sy bek by die voordeur. Hy weet dis vakansietyd. Dit is altyd vir haar die lekkerste tyd van die jaar. Dan hoef haar mamma en pappa nie te werk nie. Hulle gee dan sommer baie aandag aan haar en haar boetie en Sissie. Alles is nou ingepak en almal is in die kar. Buks lyk so snaaks met sy tong wat uithang. Buks kyk by die venster uit en blaf vir die motors wat verbyry. Hulle sing liedjies en speel speletjies op pad na ouma en oupa se huis. Wie kan die see eerste sien, was altyd hul gunsteling speletjie. Hulle het gery en gery en gery. Toe skielik skree Lara, "Ek sien die see, ek sien die see." Hulle moet nou net afdraai in die straat, dan sien hulle ouma en oupa se huis. Ouma en oupa wag al reeds vir hulle voor die huis op die stoep. Almal klim uit en is so bly om vir ouma en oupa te sien. Ouma en oupa sê, "Jene, my julle het darm groot geword." "Hallo ouma, hallo oupa," sê Lara opgewonde en gee vir hulle 'n groot stywe druk. Hulle sakke is nog nie eers uitgepak nie. Toe sê Lara, "Kan ons asseblief see toe gaan?" Ja, skree haar boetie. Hulle is so opgewonde. Almal is reg en alles is ingepak vir die see-uitstappie. Sonhoed, handdoeke, sonbranddroom, kossies en koeldrank. Pappa dra die sambrele, ouma dra vir baba Sissie, oupa dra die sak met al die kos. Mamma hou vir Buks aan 'n leiband vas en Lara en haar boetie dra al hul strand speelgoed. Die strand is net in die pad af, darm nie te ver se stap nie. Toe hulle by die see kom, toe sien hulle klomp kinders. Die kinders swem, hulle bou sandkastele en speel te lekker. "Sjoe, die strand is darm vol," sê mamma. 'n Mens hoor net gesels en gelag. Dis so lekker by die see. Lara haal diep asem en sê, "Wow, die see ruik so lekker." Ruik sy. Dis so lekker om die sand tussen my voete te voel. Dis lekker koud. Hulle soek 'n plekkie op die strand vir hulle. Pappa slaan die sambrele op. Ouma, oupa, boetie en haar Sissie is sommer al klaar op pad water toe. Hulle gaan daar in die vlakwater speel. Hulle skop bal vir mekaar. Mamma speel met Buks en sit onder die groot rooi sambreel. Pappa moet nou nog net die blou sambreel opslaan. Lara gooi haar handdoek uit op die sand en gaan sit daarop. Sy druk haar voete in die sand. Sy bekyk al die mense en kyk of sy vir iemand bekend sien. Toe hoor sy iemand roep haar naam. "Lara, Lara!" Sy het opgekyk en vir Anri, haar beste maatjie, gesien waai. Hulle is saam in graad 1 gewees die jaar. Anri kuier ook by haar ouma en oupa die vakansie. Lara staan op, hardloop na Anri, waar sy besig was om 'n sandkasteel te bou. Lara sê, "Dis 'n pragtige sandkasteel. Kan ek jou help bou?" "Natuurlik," sê Anri. Hulle bou en speel heerlik saam. Vir die volgende week het hulle elke dag see toe gegaan en lekker gespeel en geswem. Hulle het ook elke dag geoefen om die mooiste sandkasteel te bou, want môre is dit sandkasteelkompetisiedag. Die volgende oggend is hulle al sommer vroeg by die see. Hulle het 'n lekker plekkie vir hulle gesoek
wat naby die duine was. Daar is al sommer baie kinders. Almal weet, vandag is sandkasteeldag. Lara en Anri is baie opgewonde, net soos al die ander maatjies. Die eerste prys is 'n bootrit vir 15 mense om die Bessie-eiland. Die Bessie-eiland is so 15 minute se ry met 'n boot van die hawe af, en daar bly klomp robbe. Sy dink dit sal nou die lekkerste present ooit wees. Sy was nog nooit op 'n boot nie, en wil baie graag die robbe gaan sien. Reg is ons, sê Lara, en hulle begin om hulle kasteel te bou. Hulle begin om die mure van hulle kasteel te bou. In die middel van die kasteel wil hulle 'n groot gat maak. Dit moet so diep wees dat net hul koppe uitsteek. Hulle grawe en grawe en grawe. Sjoe, my arm is lam, sê Anri. Sy gaan bietjie koeldrank vir hulle kry. Lara grawe nog 'n bietjie en hoera, ons het dit reg gekyk. Kyk Anri, net my kop steek uit, lag sy. Hulle het so bietjie gerus en toe verder gegrawe. Hulle klim toe weer in die gat. Hulle het mooi trappies afgemaak tot in die gat, dat hulle in en uit kan klim. Lara grawe nog en skielik voel sy iets hard. Eina, my vinger! Sy grawe versigtig en haal die voorwerp uit. Anri sê, wat is dit? Lara sê, dit lyk soos 'n gedeelte van 'n sleutel. Dit lyk baie oud. Sy vee die sand af met haar hemp. Sy kyk af en sien, maar dit lyk of daar nog 'n gedeelte is van hierdie sleutel. Die sleutel is so groot soos haar hand. Dis 'n houtsleutel. Lara sit in die gat en wonder, wat sal dit dan nou oopsluit? Sy kyk rond. Sy grawe verder en voel nog iets hard. Anri klim uit die gat en bring 'n emmer water, sodat hulle hierdie sand kan afgooi. Dan kan hulle beter sien wat dit is. Kyk, sê Lara, as jy die sleutel op sy kant sit, dan pas dit in soos 'n puzzle. Hulle probeer die houtblok uit te grawe. Die houtblok sit vas, en dit lyk of dit baie diep in die grond afgaan. Hulle kan dit nie uitkry nie. Lara sê, ek wonder wat moet gebeur, of hoe die sleutel werk, want niks gebeur nie. Anri sê, miskien is dit omdat die sleutel gebreek het. Dis hoekom daar niks gebeur nie. Hulle tyd raak nou min. Dis al laat die middag. Anri sê, kom ons los dit vir nou. Laat ons net eers ons kasteel klaar bou, anders gaan ons nie klaar kry nie. Lara staan op en klim uit die gat, maar toe skielik gly haar voet en sy val terug. Haar hand druk hard op die sleutel. Die sand begin te bewe. Anri gryp Lara se hand en help haar vinnig uit by die gat. Hulle staan terug en skielik sien hulle net 'n groot sandwolk. Hulle kan niks sien nie. Dis net stof voor hulle. Toe die sandstof gaan lê, toe sien hulle die mooiste sandkasteel. Almal het om hul kasteel kom staan en hulle kan nie hulle oë glo nie. Dis die mooiste en die grootste kasteel wat hulle al gesien het. Lara en Anri kyk vir mekaar. Kan jy nou glo? Daai sleutel het ons gehelp om ons sandkasteelkompetisie te wen. Hoera, skree Lara. Sy tel die sleutel op en sit een gedeelte van die sleutel in haar sak. Sy gee die ander gedeelte vir Anri. Anri sit dit ook in haar sak. Hulle besluit saam, dit gaan van nou af ons gelukbringers wees. Hulle het sommer vroeg daai aand gaan slaap. Almal was lekker moeg. Die volgende oggend gaan hulle almal op die bootrit. Almal is so opgewonde. Mamma het vir hulle 'n lekker piknikmandjie ingepak, vol heerlike goed om te eet. By die hawe het hulle vir Anri en haar gesin gekry.
Hulle almal klim op die boot. Sjoe, maar dis darem 'n groot boot. Dis 'n dubbelverdieping. Daar is klomp sitplekke bo en onder. Hulle wil natuurlik bo sit. Dan kan hulle lekker ver sien. Die boottrip was wonderlik. Hulle het klomp dolfyne gesien. Hulle het ook toe om Bessie Eiland gery, waar hulle baie robbe gesien het. Hulle het dit probeer tel, maar sjoe, daar was net te veel. Dis amper weer tyd om huis toe te gaan. Lara en Andri het elk hul gedeelte van die sleutel uitgehaal en dit vas in mekaar gesit, op die bank voor hulle. Ek wonder wat hierdie sleutel nog kan doen, sê Lara.